so mooi geluid. 'n Haan wat kraai. Vanoggend wil ek net 'n bietjie met u gesels oor Here. Ek het opgemors. Wie van julle was al daar? Ai. Ek het 'n belydenis om te doen. Die goedjies waaroor ek nou vanoggend gaan praat. Van hulle. Het die haan elkeen van daai goedjies in my lewe al vir my gekraai. Maar deur die genade van Vader en Jesus se liefde en omgee en die teenwoordigheid van Heilige Gees, kon ek hulle nog altyd deur hulle kom en by oorwinning uitkom op die einde van die dag. In Klaagliedere lees ons die volgende 5 vers 21 sê: bekeer ons tot U. Here, dan sal ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd. Dis 'n interessante vers waar die skrywer sê, Here, bekeer ons tot U. So wat hy sê is, kom werk in my hart dat ek 'n begeerte sal hê om terug te draai na U toe. En Here, wanneer ek daai begeerte in my hart het om terug te draai na U toe, dan sal ek terugdraai na U toe. Maar kom werk in my hart. En dis 'n gebed wat ons kan bid konstant vir ons mense, vir hierdie wêreld. Here, bekeer hierdie wêreld tot U. Kom Heilige Gees en praat in ons harte en bring ons op die plek waar ons 'n bereidheid sal hê om terug te draai na U toe. Om ons harte in lyn te bring met U. Ek vra vanoggend die vraag, hoekom of wat veroorsaak dat 'n gelowige mens terugval? Dat 'n gelowige mens terugval. Wat veroorsaak dit? Nou, ja, Petrus help ons bietjie hier. Petrus is vir my so 'n interessante mens. As 'n mens nou die Bybel lees, ek bedoel hy's net onverskrokke, is hy nie? Hy gryp 'n swaard en kap ou se oor af as hy dink die ou moet reg gesien word. Weet hy's nie elegant en praat mooi en sê, broeder, ek dink ons moet hierdie saak bietjie mooi oordink nie. Nee, hy kom ek sorg jou uit. Petrus lewe nie met 'n halwe spoed nie. Is dit nie so nie? Lees hom, gaan kyk na hom. Hy is 'n go-getter, hy doen dinge, man. As hy Jesus op die water sien loop en sê hy, Here, sê net, dan kom ek. En hy spring uit die boot. Wie van julle het al probeer? Want dis wat hy doen. Hy's uit die boot uit op die water, dan gaan hy. Ja, hy sink. Maar dis Petrus dit is wie hy is. Jy weet, hy's net hierdie ou. Hy stry en beklei en stoei en weet, hy gryp deur en sê, dit sal nooit gebeur nie, Here. Jy weet, dis wie hy is. Hy's 'n passievolle mens. Ek dink my klink vir my bietjie rof. Ek weet nie, klink dit vir julle rof? En moet hom dalk net vir my bietjie afbring, anders dan gaan ek nie kan harder praat nie. En dan skrik almal dalk wakker. Okay. Maar Petrus is hierdie man, né? En nou kry ons hom. Julle ken sy verhaal en ons gaan net so by 'n paar van sy goedjies stil staan, maar hier op die einde van sy ek wil amper sê sy eie glorieryke wandel met die Here. Ons is nie baie keer daar nie. Ons is so goed en Here, ons is uitgesorteer. Jy weet, ons kan tot vir Jesus vertel presies wat ons dink van wat hy doen en hoe hy dit doen.
dis waar hy was, jy weet. Hy sê, Jesus, nee, ons sal nie hierdie goeders toelaat nie. Ons gaan nie hierdie pad loop nie. Ons gaan nie die ding so doen nie. So, dis wie hy is as 'n mens. En baie keer is ons ook daar. So Petrus kom hier so en hulle het Jesus gevange geneem. Jesus is deur die ouens weggevat en julle ken die hele storie van die haan wat kraai. Ek wil ons het dit almal gehoor. Johannes het dit so mooi vir ons so 2 weke gelede ook verduidelik. Die haan wat kraai. En dan is Petrus, die oomblik as hy hand kry en dan vou hy. Soos enige goeie mens met 'n goeie gewete. Hy vou. En die oomblik toe die hand kraai en hy dit hoor, die besef hy, Here, ek het opgemors. Ek is nie so sterk en so goed en so oulik as wat ek dink ek is nie. Iemand sou nou in mooi woorde gesê het, jy is meer bek as binnegoed. En skielik besef hy net, Here, met my mond kan ek dan 'n paar groot goed sê, maar hier binnekant, hier het ek opgemors, Here. Toe dit saak maak, het ek opgemors. Nee, sien, Petrus het nie, sy probleem het nie begin toe Jesus gevange geneem is en voor die Joodse raad staan en die ouens met hom praat om vir hom sê, maar jy's een van hulle en hy elke keer dit sê, nee, ek ken nie vir hom nie, ek het niks met hom te doen nie. Jy weet, die verraai van Jesus, dis nie waar dit begin het nie, dit het alreeds vroeër in sy lewe begin. Sy swakhede het net hier hulle gestalte gevind. Dit het net hier tot volheid gekom. Weet jy wat is nogal interessant vir my? Toe Petrus die haan hoor kraai en al die gebeure daarna, hy weet hy het opgemors. Hy hardloop weg. Ek kan dink wat gaan hier in jou binneste aan. En hy weet jy wat, nee? Nadat Jesus gekruisig is en dood is, gaan hy terug, hy gaan visvang. Hy gaan terug na sy ou lewe toe. Hy gaan terug na sy bootjies toe, gaan sit daar in sy bootjies en hy vang vis. Maar weet jy wat, in daai tydjie, die haan het nooit ophou kraai nie. Elke dorp het hoenders gehad. So terwyl hy daar sit en werk en hy is besig om sy nette heel te maak, want die goed het baie lank as aandag gekry om te gaan visvang, nou maak hy die net reg, dan hoor hy 'n haan kraai en as hy haan kraai, dan besef hy, jy het opgemors, man. Jy het opgemors. Jy sien, die haan hou nie op kraai nie. En elke kraai wat hy daarna gehoor het, dan sê ietsie binne vir hom, hey man, jy het opgemors, boetie. Jy het opgemors. So, wat gebeur met ons, dat ons terugval? Net so 'n paar dingetjies, ek is te vinnig met hierdie ding. Daar's die eerste een. Te veel selfvertroue. Sou julle dink, hy het daaraan voldoen? Ek dink Petrus het nie 'n probleem met selfvertroue gehad nie. En daai was nie bang vir enigiets nie. Dit kan ons dan eerlik sê. Hy was eintlik roekeloos. Vinnig, hastig, sommer vinnig om goeders te doen, maar sien te veel selfvertroue bring ons op 'n gevaarlike plekkie. As ek dink ek weet alles. Here, ek het gearriveer. Ek het al vir 'n paar mense gebid en hulle is gesond. Here, ek het al 'n paar keer getuig van een mense na die Here toe gelei. Dan raak ek so, nee, weet hey, dis ek is goed as ek nie. Kyk hoe goed is ek. En dis waar hy was, ou Petrus. Hy sê, kyk hoe goed is ek en kyk hoe wonderlik is ek. Mark 14 verse 29 says, Peter said to him, even though they all fall away, I will not. Jesus sê, jy gaan terugval. You will fall away. He says, I will not. Jesus is 'n regtige man vol selfvertroue. Nee, wat ek weet wie ek is. Ek weet wat ek is. Ek staan op my eie voete. Ek is so groot. Ek is so sterk. Check my, ek is Petrus. Is ons nie soms ook presies daar
En jy sien, val wanneer God sy guns oor ons uitgiet en ons seën, dan is dit so maklik. En ek sê weer, broer en suster, elke haan wat kraai vanoggend, het ek al in my eie lewe gehoor. Ons is so maklik, arrogant, oor wie ons is in die Here. Dis goed om selfvertroue te hê in Koning Jesus. Ek is 'n seun van die Allerhoogste God. Maar dit is so maklik om te veel selfvertroue te hê. Geestelike doofheid maak dit ons terugval. Ek sien Petrus loop 'n pad saam met die Here. Hy hoor elke woord uit die mond van die koning. Kan julle onthou op 'n stadium sê Jesus vir sy disippels, wil julle nie ook maar net gaan nie? Kan julle onthou? Toe draai Petrus na hom toe om en hy kyk na Jesus en hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan, want U het die woorde van die lewe. So Paulus het, of Petrus sit hier so en hy besef dit, Jesus, U het die woorde van die lewe. Maar nou, as gevolg van sy selfvertroue en al die ander goedjies wat ons ook gaan praat oor, het hy so geestelike bietjie doof geword. En nie so lekker geluister nie. Toe die koning van die konings, hierdie Jesus wat die woorde van die lewe het, met hom praat, toe sê hy vir hom, Jesus sê vir hom, voorwaar, daai woordjie voorwaar sê, ek sê vir jou, dit is presies hoe dit sal wees. Jy gaan, ek sê vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 keer verloon. En wat maak Petrus? Nee, het sal nie gebeur nie. Hy luister nie na die koning nie. En hoeveel keer kom Heilige Gees en sê vir jou en my in ons lewens, waarsku ons, sê vir ons moenie hierdie pad loop nie, bly weg van dit af, en ons kies om ons ore toe te stop met ons eie grootheid. Met ons eie idees en ons eie planne van hoe groot en sterk ons is en hoe wonderlik ons is. Die haan kraai as gevolg van geestelike hoogmoed of pleinweg net arrogansie, arrogance. Die Here moet vir ons reg help, broer en suster, want ons het 'n geneigtheid. Jy weet, as ons so nou en dan vir iemand gebid het en die Here maak iemand gesond, dan voel ons, ons is nou goed, né? Jy weet, ons doen dinge vir die Here en deur die genade van die Here kom hy en hy werk saam met wonders en tekens en skielik is dit ons wat goed is. Dis wat die vyand doen, hy help ons om arrogant te raak. Om in die teenwoordigheid van die koning te sê, luister, mense luister as ek praat, jy weet. So as ek praat, luister mense man, jy weet. Ek kan vir mense sê, doen so en hulle doen so. Ons kom op 'n plekkie waar ons baie keer sê, maar ek weet ek het so 'n bietjie 'n hoër vlak van openbaring hier in die woord as wat jy het. En ons raak arrogant. Ons kom op baie plekkie waar ons vir onsself sê, ek is 'n bietjie beter, jy weet, as ek nou meet waar jy is en waar ek is in my geestelike lewe, is ek nie great nie. En daarna saggies in die agtergrond, dan hoor jy hoe kraai die haantjie. In Mark 14:31 he says, but he said emphatically, dis nou Petrus, emphatically, if I must die with you, I will not deny you. Met ander woorde, hy het hom uitgedruk. Here, maar jy moet nou kennis neem van wat ek nou hier sê vandag. Al sou almal u verloon, ek sal nie. En as ek nou moet doodgaan, Here, dan sal ek doodgaan saam met u.
tot die eerste bediende vir hom vra, ken jy daai ou? Nee, ek weet niks van hom af nie. Dis so maklik vir ons om arrogant te wees en geestelik hoogmoedig te raak oor wie ons is en oor wat ons is. Nou, wat ek het is net genade. En wat ek is net genade. En nie een mens het iets om oor te roem nie. Dis Paulus sê, ek sal in my swakhede roem. Ek sal in Jesus roem. Maar ek kan nie in my eie krag roem nie. Want ek weet hoe stikkend en gebroken ek regtig is. In 1 Korintiërs skryf hy reeds, hy sê pas op dat jy wat meen dat jy staan nie op, jy moet oppas as jy dink jy staan dat jy nie val nie. Is so maklik vir ons om op daai plekkie te kom waar ons omval. Jy sien, leiheid maak dat ons geestelik agteruit gaan. Want ons raak lui om die woord te lees. Ons raak lui om te bid. Ons raak lui om by 'n plek uit te kom soos die kerk waar ek die woord kan hoor. Ons raak lui om by 'n klein groep uit te kom waar ek saam met ander kinders van die Here groei, waar mense my ondersteun en help, vermaan en bystaan. Ons raak lui geestelik. En ons kyk hier sommer, wie van julle die Bybel al deurgelees? Van voor tot agter. Wie van julle het al 'n paar keer gedoen? Ja. En dan as ons so is, ek het lankal op tel hoeveel keer ek het gedoen het. Maar dit is so maklik om te dink. Ek weet alles. I've read the book. I've read it a few times. Totdat jy by die eerste keer die Bybel weer oopmaak, daar by Genesis 1 vers 1, en jy kom agter, ek het nie geweet dit staan hier nie. Is maar hoe die Here werk met ons. Dit is so maklik om op 'n plekkie te kom waar ons dink, ons is iemand, maar ons is te lui om verder tyd te spandeer met die woord. Jy sien, hoe meer ek van Jesus leer ken, hoe meer weet ek weet eintlik geweldig min. Weet ons regtig wie hy is? Weet ons regtig? En dan soms is ons arrogant genoeg om vir onsself te sê, ek ken hom. Ek weet presies wie hy is. En ek is so groot, en ek is so sterk, en ek is so wonderlik. In Markus 14 is nou net so voordat Jesus gevange geneem word, vat hy hierdie 3 manne saam met hom. En hulle gaan om te gaan bid saam met Jesus. En nadat hulle so 'n bietjie gebid het en Jesus eenkant gegaan het, dan kom hy terug, dan sê hy, en hy het kom en vind hulle aan die slaap. En sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Jy wat so groot en vol bravade is. Jy wat by my staan tot die dood toe. Jy wat my nie sal verlaat nie. Hy sê, was jy nie eens in staat om vir 1 uur saam met my te waak nie? Net vir 1 uur is wat ek vir jou vra. Net 1 uur. Maar jy was te lui om 1 uur met my te spandeer. Die slaap was lekkerder. Hoeveel keer is die slaap vir jou en my lekkerder? Hoeveel keer is Here, dit kos mos nou ietsiekie. Soos FC gesê het, is baie lekkerder om by die huis te bly en gemaklik te wees. Dit kos ietsiekie. En dan sê ek, nee Here, dit kos 'n ietsiekie, ek gaan my eerder los. Ek gaan nie hierdie pad loop nie. Ons mors op wanneer vrees vir verwerping en afkering deurraak van my lewe. Ja, Petrus is hierdie sterk ou en hierdie wonderlike goeders, maar wanneer mense met hom praat en dit lyk asof hulle nie hou daarvan dat hy saam met Jesus Christus is nie, dan is hy die eerste ou wat dit ontken en maak
14:54 says, and Peter had followed him at a distance, right into the courtyard. He's at a distance. Jy sien, dit is net ver genoeg om nie geassosieer te word met Jesus nie. Okay, kom ek vra vir jou die vraag, wanneer jou vriende daar by jou kom, hoe groot is die afstand dan tussen jou en Christus? As jou familie kom kuier, jy weet die familie wat so bietjie anderster is as jy. Kom ek laat ek dit so stel. En skielik is die afstand tussen jou en Jesus 'n bietjie groter, want ek wil, wat gaan hulle nou sê as ek nou Jesus, weet as ek nou ingehak is hier by hom. En ek saam met hom nou die pad loop. Wat gaan hulle sê? Wat gaan hulle dink van my? Wat dink my vriende daar by die werk, my baas, die mense saam met wie ek werk? Hoe groot is die afstand tussen my en Jesus? Jy sien hier by die kerk, ons stap hier in en ons kom ingehak met Jesus hier by die deur in. En Jesus hy is my body. Kyk, Jesus is hier saam met my. Maar as iemand kyk, is dit so maklik om te los en 'n bietjie afstand te kry, soos Petrus maar doen hier. Hy kry afstand tussen hom en die koning. Kom, want hy vrees mense. So how many of us are following only at a distance? Far enough so that people will not put us and him together. Jy weet? Petrus het 'n probleem gehad, hy was 'n bietjie gemaklik geweest. Ons lees dit in Petrus in Markus 14:5 en 54 en Petrus het ver van hom afgevolg tot binne in die paleis van die hoofpriester en het saam met die dienaars gesit en hulle uit daar by die vuurtjie gesit en hom warm maak. Dit was 'n koue nag. Nee, jy sien, soms vra die Here vir jou en my om in die koue uit te beweeg. Om so 'n bietjie goeders te gaan doen wat ons trek, wat ons ongemaklik maak, wat nie so lekker is nie. Ja, dis vir my altyd so 'n snaakse ding wanneer ons op 'n plekkie kom, ons kyk op Sondagoggend by die deur uit en sê, "O, dit reën vandag." Ek dink ek gaan maar by die huis bly. Want dit is 'n bietjie koud vandag of is 'n bietjie warm vandag. Of daar word van jou gevra om 'n sekere hoeveelheid 'n myl te loop vir iemand en dan sê, "Nee, dit is heeltemal te ongemaklik. Ek kan dit nie doen nie." Die haan kraai in die agtergrond. Hoeveel is jy bereid? Is jy regtig bereid om te doen wat die Here Jesus vir jou gesê het? Of geniet jy net die coziness van Jesus? Jy sien, het is lekker om die Here te dien. Is dit nie? Ja. Regtig lekker om die Here te dien. Ek geniet dit. Maar dit kan so cozy wees. So lekker warm, snoesig, toegedraai in my vel kombersie. En ek sit by die vuur en ek wag vir die wederkoms. Julle raak al hoe stiller. Petrus is hierdie ou wat vir ons hierdie goed gee. En ek sê dit. Ek het dit in die begin gesê, en ek sê dit weer. Hoeveel keer het ek hierdie haan hoor kraai in my eie lewe? En ek en jy het nou nie 'n haan wat saam met ons loop nie. Miskien as jy 'n klomp hoenders was, kon ons dalk gepraat het nie, so kraai die hoenders die hele tyd. Maar ons het Heilige Gees in ons. En die Heilige Gees praat met jou en met my. Hy werk hier binne met ons. So wat kom doen Jesus? Hy kom gee vir jou en my 'n stuk genade. In Romeine 8 vers 1, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Jesus is die een wat kom genade gee. So, hoekom verwerp hy ons nie? Hoekom is hy hier die Here wat terugdraai na Petrus, nadat Petrus hom verraai het,
terugdraai na Petrus toe, kom by hom daar by die boot, roep hom uit die water, en sê kom hierso. En hy sit daar by hom, hy het visgaar gemaak, hy gee vir hom iets om te eet, vir hulle iets om te eet, en hy herstel vir Petrus. Hy herstel hom, en hy maak hom weer heel. Dis wat Jesus kom doen, so hoekom doen hy dit? Billy Graham het gesê, genade kan nie gesoek, gekoop of bewerk word nie. Dis gratis, 'n gratis geskenk van die Almagtige aan 'n behoeftige mensdom. Dis wat genade is, dis wie hy is. Jy sien, want Jesus se liefde is onvoorwaardelik. Toe Petrus Jesus verraai het Jesus nie na hom gekyk en gesê, ek jou gewaarsku, ek het jou nou minder lief nie. Nee, sy liefde vir hom was nog dieselfde. Dit het dieselfde gebly, dis sy genade bly onvoorwaardelik deel van jou en my lewe en is altyd daar. Klaagliedere 3:22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Is dit nie so nie? Ja, hy het jou en my lief en hy gee om vir ons en hy bring vir ons herstel in ons lewens. Brendan Manning said the following, he said, my trust in God flows out of the experience of his loving me, day in and day out. Whether the day is stormy or fair, whether I'm sick or in good health, whether I'm in a state of grace or disgrace, he comes to me where I live and loves me as I am. Dis wat Jesus kom doen. Hy het jou en my lief met 'n onbeskryfbare liefde. Jy sien, ons verlossing is nie gebaseer op dade nie. Dis nie gebaseer op jou en my werke nie. Titus 3:5 says, and he saved us, not because of works done, but by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Spirit. Dis wat hy kom doen, reddende, verlossende genade. Kyk hierso man, die haan kan sonder ophou kraai daar by jou, en Jesus kom staan stil by jou, en hy sê, ek sê jou nog steeds vergewe. Miskien is dit tyd vir iemand vanoggend, dat die Here kom, en daai haan wat daar by jou sy nek omdraai. Maar dan moet jy hom toelaat, dan moet jy die genade wat hy beskikbaar stel vir jou vat, en sê, Here, hier, dis myne, ek maak dit myne, omdat Jesus reeds my straf gedra het. Dis hoekom hy kan vergewe, want hy het alles wat ek ooit kon doen, al die goed wat ek ooit kon aanvang, alreeds gedra vir my en vir jou. Elke oortreding, elke stukkie terugval, elke stukkie gemors wat ek en jy aanvang, het hy reeds gedra. Dit is syne, hy het dit gevat en vir jou en my aan die kruishout van Golgotha gedra. 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Hy's 'n versoening, hy bring versoening vir jou en my. Omdat Jesus ons menslike swakhede verstaan. Jesus weet, man, wat is ek en jy? En dat ons gebroken is. En dat ons, wanneer ons dink ons is sterk en goed, dat ons eintlik maar net met 'n valse bravade sit. Wat nie lank hou nie. Een of ander tyd gaan jy agterkom, jy's net 'n mens. En jy het net hierdie stuk gebrokenheid in jou lewe. Hebrews 4:15 says, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Jesus verstaan wat se versoekinge ek en jy deurgaan. Hy weet wat is die goed wat ons pad langs kom. Hy verstaan dit en hy kom help ons, omdat die Here nie iets teen jou en my hou nie. Wie van julle is dankbaar daaroor? Here, dat U nie iets teen my hou nie. Dat U my vergewe en my vrygespreek het. En U gaan haal nie kort 'n gou-gou 'n dingetjie om nader te bring en te sê, onthou jy nog hierdie enetjie nie? Onthou jy hierdie ene? Onthou jy toe jy dit gedoen het nie? Dis ons wat dit doen nie, en die vyand wat dit doen uit die aard van die saak. Psalm 103, vers 9 tot 13, hy sal nie vir altyd twis, en nie vir ewig die toorn behou nie.
Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Heer hom oor die wat hom vrees. Broer en suster, daar's niks wat ek en jy kan doen. Daar's nie 'n gemors groot genoeg wat jy kan aanvang wat Jesus gaan maak dat hy wegdraai van jou af nie. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Ek wil gou vir jou 'n videoklipie speel. Luister gou na hierdie man se woorde. Without the preaching of the cross, without preaching the cross to ourselves all day and every day, we will very, very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. Think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership, and yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. Like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, we're just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. And it is only the cross of Christ that deals both with the dreadful depths of despair and the pretentious arrogance of the pride of man that says, I can figure this out and I'm doing wonderfully well. No, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me. That's why Luther said most of your Christian life is outside of you, in this sense, that we know that we're not saved by good works. We're not saved as a result of our professions, but we're saved as a result of what Christ has achieved. Ons kan baie keer so arrogant raak. So vol van onsself. So ek weet alles.
Ek is goed en ek is sterk en ek is wonderlik. En jy is so naby aan die val. Ek dank Vader en Jesus en Heilige Gees dat elke keer wanneer die haan kraai, hy net sê my genade is vir jou genoeg. Jy kan terugdraai na my toe en ek spreek jou vry en ek maak jou heel. Ek hoef nie in my gemors te bly leef nie. Ek hoef nie daar soos 'n varkie in die modder te bly rol nie. Ek kan opstaan en ek kan oorwinning in my lewe beleef. Dis wat Jesus kom doen het vir jou en my. Ek weet nie watter haan kraai in jou lewe nie. Ek weet nie waaroor is Heilige Gees besig om met jou spesifiek te praat in jou lewe. Waar hy jou waarsku en vir jou sê, my kind, hierdie moet jy mee breek, my kind, hierdie moet jy opneem en begin doen. Dalk is daar goed wat hy vir jou sê, jy moet ophou om hierdie goed te glo. En miskien is daar iets wat hy vir jou sê, dis die goed wat jy moet begin glo. Heilige Gees praat met jou, werk met jou, deel met jou. En al wat ek en jy nodig het is om te sê, ja Here, ek hoor wat u sê. Ek wonder wat sou gebeur het as Petrus in die oomblik toe Jesus vir hom sê, jy gaan my verraai, net gestop het en geluister het. En in daai oomblik net gesê het, Here, help my, ek wil nie. Wat sou gebeur het? Ons weet nie. Maar ek weet wat sal gebeur wanneer ek en jy net na hom toe draai en sê, Here, ek wil nie opmors nie. Ek wil regtig die pad saam met u loop na die beste van my vermoë. Kom help my. En hy sê vir jou, ek is hierso. My genade is vir jou genoeg. Ek sal jou help. Ek sal jou help. Because the man on the middle cross said so. Daarom, vir geen ander rede nie. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Jesus, dankie vir die woord. Dankie dat jy ons leer, dat jy ons lei en ons help. Here, u weet hoe baie keer ons opmors. U weet hoe baie keer ons dit nie maak, Here. Maar ek weet vanoggend hoe baie keer het die genade kom bewys. En U is ook hier vanoggend om aan ons almal genade te kom bewys. Terwyl jy oë gesluit hou. Miskien het jy vanoggend die haan hoor kraai terwyl ek so gepraat het. Miskien het jy 'n bewustheid in jou eie hart van iets waaroor Heilige Gees met jou praat en jou al gewaarsku het en jou aanhou waarsku en jy het nog steeds gekies om jou eie pad te loop. En dalk wil jy net volgend vir hom kom sê, Here, ek is jammer. Vergewe my en maak my weer heel. Herstel my verhouding weer met U asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy hier sit en jy sê, Here, ek kom na U toe, want ek het vergifnis nodig. En ek kom vra U vir daardie vergifnis wat U vrylik gee. Staan gou op jou voete. Jy sê dit net vir die koning, ek wil net saam met jou bid. Ek gaan dit nie uittrek nie, jy weet seer met jou praat, moet jy luister. Moenie die stem van Heilige Gees ignoreer nie. Here, ek hoor wat U vir my sê. Ek weet iets goed in my lewe wat nie hoort nie, en ek wil vanoggend
draai. Ek wil vanoggend my bekeer terug na U toe, na die pad toe wat ek moet loop. Staan gou op jou voete saam met die ander mensies. Here, U sien elke man en vrou. U ken elkeen van ons. Daar's niks in ons lewens wat vir U onbekend is nie. U ken elke hart, Here. U weet presies wat Heilige Gees in hulle harte en lewens inspreek. Daardie haan wat kraai, Here. U weet. En U ken. En vanoggend steek U U hand na hulle uit. En U sê vir hulle, kom terug na my toe. Ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Ek maak jou heel. Ek herstel jou. Soos U vir Petrus herstel het. Here, hy het sy liefde vir U, hy het nie sy liefde vir U verloor nie. Hy het U nog steeds lief gehad. Hy het net opgemors. En Here, ons mors op. Maar U vergewe en ek is so dankbaar daarvoor. Dat U vanoggend ook mense kom vergewe en vryspreek en skoonmaak en U verhouding met hulle herstel, hulle verhouding met U herstel, Here. Geef vanoggend in elke hart die vaste wete dat ek is 'n kind van God en ek behoort aan die Here. En Jesus is die koning van my lewe. En Heilige Gees woon in my. En ek is vergewe en ek is vrygespreek. Dankie dat U dit doen. Dankie dat U dit in elke hart bevestig, Heilige Gees. En ons eer U daarvoor. In die naam van Jesus, die koning van alle konings, bid ons dit. Amen.